Goeiedag geliefde, van my en die hele beleefspan wil ons jou weer hartlik welkom heet hier by ons op die aanlyn platform. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om tyd saam met julle te kan spandeer in God se teenwoordigheid en in sy woord. Nou het jy al ooit gevoel dat jy iets so eenvoudig onnodig ingewikkeld gemaak het, nê? Soos daardie een vorm wat jy moet hom invul, jy dink jy het iets gemis, net om later uit te vind, dit was eintlik baie eenvoudig. Miskien jy het dit net totally overcomplicate, en ek dink dis presies wat baie van ons doen met die evangelie. Nee, ons wil iets byvoeg, 'n bietjie meer voel, ons wil 'n bietjie meer verstaan, of ons wil beter wees, nee. Wanneer ons kyk na die goeie nuus van Jesus, dink ons moet iets byvoeg, voor ons kan glo dat ons werklik genoeg is, voordat ons kan gered word. Maar vandag wil ek vir jou sê, die evangelie is glad nie ingewikkeld nie. Paulus sê vir ons in Romeine 10 vers 9 die volgende, hy sê, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Geliefde, hierdie een vers is vir baie mense 'n tipe van 'n struikelblok, maar is eintlik een van die eenvoudigste, kragtigste waarhede in die hele Bybel. En ek wil dit vinnig vir jou altyd opbreek. So kom ons vat dit gou-gou 'n paar woorde op 'n slag, nê, 'n paar konsepte op 'n slag. Die eerste een is, jy moet met jou mond bely. Die Griekse woord hier is homologeo, of homologeo, as ek dit al van Engels uitspreek, wat beteken om openlik en vrymoedig saam te stem met 'n waarheid, en daai belyning met 'n waarheid. Jy sê nie net iets wat jy gehoor het nie, jy verklaar dit as jou eie oortuiging. En dan die tweede gedagte is dat jy moet nie net met jou mond bely nie, jy moet met jou hart glo. Die Griekse woord vir glo is pisteuo, wat meer beteken as net om in iets te glo. Dit beteken om jou hele vertroue daarop te plaas. Met ander woorde, met alles in jou volle gewig lê en steun jou op hierdie ding. Soos iemand wat in 'n vliegtuig klim, is dalk 'n ander voorbeeld. Jy los ten volle beheer oor en jy vertrou die vlieënier wat die vliegtuig vlieg. So, dis nie net 'n ja, ek dink dis waar nie, dis 'n ek bou my hele lewe daarop stelling. En dan kom sê Paulus vir ons dit, hy sê aan die einde van Romeine 10:9, jy sal gered word. Nie miskien nie as jy dit genoeg bedoel het nie eendag wanneer jy reg is of beter is nie, jy sal gered word. Dis die belofte, wanneer ons bely en glo. Nee, wanneer ons uitroep en glo. So, God se plan van redding is eintlik so eenvoudig. Jy sodat niemand dit hoef te mis nie, sodat niemand hoef uit te mis op dit nie, maar die mensdom het deur die eeue dit probeer ingewikkeld maak. Ons probeer verdien, nee, ons probeer bewys, ons probeer kwalifiseer, maar God sê, hy sê vir ons hierdie in, weer Paulus in Efesiërs 2 vers 8 wat sê, want uit genade is julle gered deur geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Geliefde, redding is nie 'n toets wat jy en ek hoef te slaag nie, dit is 'n geskenk wat ons moet ontvang. Dit is glad nie ingewikkeld nie, dis genade en dit is geloof. So ek wil jou aanmoedig om vanaand of vandag waar jy tyd kry, net om hierdie een ding te doen. Gister het ek met julle gepraat oor hierdie vers, Romeine 10 vers 9. Ek wil hê jy moet hom weer gaan lees, maak hom oop en lees hom. Sit stil in God se teenwoordigheid en dan lees jy Romeine 10 vers 9. Dan sê jy met jou eie woorde, dan maak jy hierdie verklaring, Jesus, U is my lewe, ek glo U lewe. Ek glo dat U het opgestaan uit die dood het en ek aanvaar U liefde vir my. En dan laat jy die eenvoud van daardie oomblik jou net vul met vrede. Geliefde, wanneer ons toelaat dat God se vreugde en vrede ons vul, wanneer ons hierdie verklaring maak, verander alles. Wil jy nie saam met my gou hierdie geloofsverklaring maak nie? Ek kompliseer nie meer nie, ek glo, ek bely en ek rus in God se genade. Kan ek jou geheim vertel, geliefde, jy is nie te ver van God af nie. Jy hoef nie eers reg te kom om tot hom te kom nie. Hy het reeds alles vir my en vir jou gedoen, sodat wanneer ons aan hom toe kom, ons net kan bely en dan maak hy ons reg met ons hemelse Vader. En al wat hy van jou en van my vra, is een ding, is om te glo en daai belydenis te maak van wat ons glo. Môre gaan ons kyk na 'n wonderlike waarheid, en daai waarheid is dat Jesus is eintlik naby half. Die titel van môre se boodskap is 'n verlosser op asem se afstand, en hy is baie nader as wat ons besef, en ek wil jou regtig vra dat jy nie sal uitmis op dit, jy nie dit sal misloop nie, en deel dalk hierdie boodskap
met iemand wat dalk nog voel hulle moet eers beter wees, hulle moet eers kwalifiseer om gered te kan word. Help hulle sien dat dit is nie ingewikkeld nie, né? En dan vra ek vir jou om sommer vir daai mense saam met my nou te bid. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U. En dankie dat ons vandag kan leer dat ons hoef niks te oorkompliseer wanneer dit kom met die evangelie. Daar's niks wat ons kan doen om by te voeg, dit beter te maak en te arbei nie. Ons moet net kom bely dat ons glo dat Jesus Christus is die een wat sondes kan vergewe en ons dan regstel met ons hemelse Vader. En daarom bid ons vandag vir soveel mense wat nog hierdie besluit moet maak. Hierdie mense wat dink hulle is nie goed genoeg nie, hulle voel ver van God af, hulle voel hulle kwalifiseer nie. Ons bid vir al daai mense vandag, dat U hulle hart en gedagtes so sag sal maak, dat hulle die waarheid en die liefde en die genade van Jesus sal begryp. Dankie vir elke persoon wat inskakel, dankie vir elke persoon wat getrou, glo en bid saam met ons vir ander mense, en dankie vir ons almal, Here, as 'n geloofsgemeenskap, soos ons nader en dieper groei in die waarheid. Ons loof U en ons eer U. Ons sê dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede, totsiens.